Kom ons sit net so, dan gaan ons net saam bid. Wonderlike Hemelse Vader, ons neem nie van selfsprekend aan, dat ons vanmôre as gemeente saam is in U naam nie. Ons weet dit is U goedheid, U genade en U guns oor ons, en ons wil vanmôre sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Baie dankie vir elke kind en elke jongmens, elke middeljarige en elke senior burger wat vanmôre hier is, elke lidmaat, elke besoeker, Here, elkeen wat inskakel en inluister, ons eer U vir U goeie gawes oor ons, en dat U ons vanmôre op hierdie manier saamgebring het, in U naam, om U waarheid en U woord te kan aanhoor. Baie dankie vir elkeen se begeerte in die hart, deur U Gees gewerk om vanmôre hier te wees. En vra ons, Here, dat ons bidend na U sal nader, dat ons nou ons harte sal voorberei vir die waarheid van U woord, sodat dit op vrugbare grond sal val en vrug sal dra, ja 30, 60, 100voudig, tot eer en tot verheerliking van U wonderlike naam. Ons dink so aan Psalm 24 wat vir ons sê, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal die seën van die Here wegdra. En ons vra vanmôre, Here, dat ons moet rein hande en suiwer harte na U sal kom, gewas in die bloed van die lam, en dat U Heilige Gees ons verligte oë van die verstand sal gee om die waarheid van U woord te verstaan. Baie dankie vir U wonderlike Bybelboek. Daar die pragtige kinderliedjie sê, wonderbaar boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam, dis 'n wonderbaar boek. U herinner ons aan hierdie groot liefde wat U vir ons kom openbaar het in U seun, en U wys vir ons hierdie kosbare voorbeeld van Jesus Christus, die leidsman en volëinder van ons geloof. En Vader, U skenk ons U Gees om ons op te wek en om ons te lei in die voetstappe van Christus. Daarom wil ons vanmôre sê, hier is ons klei in die hande van die pottebakker. En ons vra, vorm ons en maak ons, Here, net soos U wil. Op U slegs wag ons nederig en stil. U ken die rebelsheid van ons harte, U ken die sondigheid van ons harte. En daarom pleit ons vanmôre dat U Gees by ons sal kom stil staan, elkeen individueel. U ken ons beter as wat ons onsself ken, en daarom vra ons vanmôre, spreek, Here, want U dienskneg en U diensmaag luister. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre die samevatting van die wet van die Here hanteer. U sal onthou ons vir U gesê dat Eksodus 20 is die wet van die Here, 'n baie besondere 10 gebooie wat die Here ons gee. Dis nie al wat ons moet nakom nie, maar is 'n baie goeie en 'n sterk beginsel in God se woord dat hy vir ons gee, om vir ons te wys hoe nietig ons is, hoe sondig ons is, en die Here sê ons moet die wet volkome onderhou. En wie is daar vanmôre wat die wet volkome kan onderhou? Nie een van ons nie, daar was een gewees. Sy naam was Jesus Christus, en daarom word ons geregverdig in sy soendood, en word sy geregtigheid ons deel. Maar die wet het nie verval nie, want u sien, as 'n mens 'n kind van God is, dan is God se wet nou op die tafels van jou hart geskrywe. Jy wil nou dit doen wat God van jou vra, en dit alles deur die instaatstellende krag van sy Heilige Gees. So kom ek lees vir u hoe die wet saamgevat word in 2 gebooie, wat eintlik maar een is, en hoe ons dan belydenis van ons geloof sal doen. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om te versoek en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Nou vriende, baie interessant is dat die Fariseërs en Sadduseërs was vyande van mekaar, maar toe dit kom by die Here Jesus, toe staan hulle saam om in opstand te kom teen hom en om te versoek. Die Here wat hulle harte ken en presies weet wat aan hulle gedagtes aan die gang is, luister na die vraag, Here, lig vir ons een van die 10 gebooie uit. Wat is die groot gebod in die wet? Sonder om te aarsel, antwoord die Here, jy moet. Luister vriende, om die Here lief te hê, is nie 'n opsie nie. Om die Here te dien is nie 'n opsie nie. Dis nie iets waaroor ek kan besluit en sê, dis 'n opdrag van God. Jy moet
die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. En die meeste mense reken dat hulle hart kan verdeel in kompartemente. Okay, hierdie ene kan die Here kry, dis gewoonlik al ver heel agter in die donker dele van my lewe, en dan, my vrou, my kinders, hulle kan ook so spasie kry, en dan, my sport, my ontspanning, my stokpertjies, en al die goed waarvan ek hou, en werk is ook iewerste, in daai kompartement. Nee, as jy aan die Here behoort, behoort jou lewe aan die Here, en die Here gee ons die opdrag, jy moet die Here jou God lief hê. En glo my vriende, hoe meer ons die Here lief het, hoe meer groei ons liefde vir ons vrou, ons kinders, sondaars, ons vyande, hoe meer geniet ons wat die Here ons gee, want hy is nou die middelpunt van alles. So die Here sê, jy moet die Here jou God lief hê, jou hele hart, siel, verstand. Dis die eerste en groot gebod, en hoor dit sê, vers 39, die tweede, wat hiermee gelyk staan. Jy met jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en profete. En nou hoor ek daar 'n klomp wat vanmôre sê, maar luister, jy weet nie hoe mense my al te nagekom het. Ons soek altyd verskonings vir God se wet. Jy weet nie hoe mense al van my geskinder het en oor my gelieg het nie. Ek weet miskien nie. Maar hoeveel mense het jy al geskinder? Hoeveel het jy al te nagekom in jou lewe? En die opdrag is nie onderhandelbaar nie, soos ons God moet lief hê, so moet ons naaste lief hê, en dan is die debat, wie is my naaste? Die een die naaste aan jou vanmôre. Jou vrou, jou kinders, jou buurman, jou buurvrou, jou werksmense, en nou kom die Here en hy gaan verder, hy sê met jou vyande lief hê, jouself, jou vyande ook lief hê. Die Engelsman sê, it's a tall order. En ek en jy kan dit nie nakom as die Heilige Gees ons nie daartoe in staat stel nie. So ek vra jou vanmôre, voor ons belydenis gaan aflê vanmôre, vra ek jou, ken jy die Here? Want as jy hom nie ken nie, gaan hierdie opdrag vir jou te groot wees. En as jy hom vanmôre ken, weet jy, ek kan die opdrag nie nakom, as hy my nie daartoe in staat stel nie. Nou, ons gaan staande belydenis doen van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof. U sal sien, ons gaan vanmôre dinge bely wat die deursnee kerk vandag nie meer bely nie. Ons bly by die belydenis, want dis wat God se woord oor homself verklaar. Daarna gaan ons spontaan sing van Gesang 245 en die verse soos aangebring. Ons vra dat u saam met ons sal bely daar in u hart, en dan saam met ons hardop sal sing van Gesang 245. Kom ons staan. Vriende, met ons hele hart bely ons dat ons glo in God die Vader. Hy is die Almagtige, hy is die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Hy is ontvang uit die Heilige Gees en hy is gebore uit die Maagd Maria. Hy het gelei onder Pontius Pilatus, hy is gekruisig, gestorwe en begrawe en neergedaal in die onderste dele van die aarde. Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel. En hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks boodskappe van die boek Psalms. Soos u weet, elke ander week is ons besig met of die 53 belangrike verse in die Bybel, of dan die Psalms, en vanmôre dan Psalm 36, die tema van vanmôre se boodskap, die goddelose, God se getrouheid en die wat onder sy vleuel skuil. Nou, as u wonder hoe ek my preeknotas raak sien, dis gedruk op 16 font. So u moet weet, dit lyk omtrent of ek 'n boek voor my het, maar is eintlik 'n paar bladsye wat groot gedruk is, om dit te kan raak sien. Maar die gedagte is maar, dat ons vanmôre sal sien uit God se woord, dat ons as mens besig is, om agteruit te gaan. Jy moet tog nie dink, dat jy word sterker nie, selfs 'n kind wat gebore word gebore om eendag te sterwe. En dis die hele groot gedagte is, die Bybel, ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk in wat se staat ons gebore is, wat nodig is in ons lewe om ons nuut te maak, en dan ook, wat dit beteken om onder die vleuels van die Here te skuil. En ek vertrou dat hierdie Psalm vir u tot seën sal wees, soos dit vir my was in my voorbereiding, en dat die Here vir ons almal ryklik sal saamseën. En ek gaan nou net eers daar 'n lekkertjie in my mond sit. Iemand vra my nou die dag, is jou hart okay? Want hy sien jy sit 'n hartpilletjie in. En die persoon sal weet wie dit gevra het, en toe besef ek, jy hou my fyn dop. Dis nie 'n hartpilletjie nie. Hierdie een laat my langer preek.
So julle het nie vooruit uit weggevat nie, so julle moet maar sterk staan, en vassit tot ons klaar is. Maar kom ons lees saam Psalm 36. Vir die musiekleier 'n psalm van Dawid, die knegg van die Here. Net so ietsie wat ek wil sê, Dawid is koning in Israel. Hy identifiseer homself, hy sê, ek is knegg van die Here. Al is 'n koning, is ek nog steeds knegg van 'n koning, wat baie groter is as ek. En ek wil vra, dat u en ek daai gesindheid sal bly handhaaf. Al is ons kind van God, al is ons vriend van God, al is ons, wie ook al het ons sal sê, ons is niks anderste as diensknegte van die Here nie. Om te identifiseer as daardie knegg, daardie een wat homself onderwerp aan die Here, die een wat afhanklik is van die Here in alles wat hy doen en wat hy is. Daarom, Dawid, 'n knegg van die Here. En dan sê in vers 2, in die binneste van my hart sê die oortreding aangaande die goddelose. Daar is geen vrees van God voor sy oë nie, want dit vlei hom in sy oë in verband met die uitvind en haat van sy skuld. Die woorde van sy mond is onreg en bedrog. Hy laat na om verstandig te wees, om goed te doen. Hy bedink onreg op sy bed. Hy gaan staan op 'n weg wat nie goed is nie. Wat sleg is, verfoei hy nie. O Here, u goedertierenheid is tot in die hemele, u trou tot in die wolke. U geregtigheid is soos die berge van God. U oordeele is 'n groot watervloed. Here, u behou mense en diere. Hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God. Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. Hulle verkokel aan die vettigheid van u huis en u laat hulle drink uit die stroom van u genietinge. Want by u is die fontein van die lewe. In u lig sien ons die lig. Laat u goedertierenheid voortduur vir die wat u ken en u geregtigheid vir die opregtes van hart. Laat die voet van die trotsaard nie oor my kom nie en laat die hand van die goddelose mense my nie verdryf nie. Daar het die werkers van ongeregtigheid geval. Hulle is neergestoot en kan nie weer opstaan nie. Ons lees tot sover saam uit God se wonderlike woord, hierdie baie besondere Psalm 36, mag die Here dit ook seën en heilig aan ons harte. Vriende, ons gaan dadelik wegval met die teks van oordenking, vers 2 wat sê, in die binneste van my hart sê, die oortreding aangaande die goddelose, daar is geen vrees van God voor sy oë nie. Nou ek het vir u die Engels van hierdie vers net so in hakkies gesit. The sin of the evildoer says in his heart, there is no fear of the Lord before his eyes. Net so om die gedagte, die vers net beter te verstaan. En so 'n paar Engelse mensies hier tussen ons, en so ietsie om net vir hulle op hulle gemak te laat voel, dat ons dan ook as Afrikaners so bietjie Engels verstaan. Ok, kom ons kyk vanmôre na die tema, die goddelose, God se goedertierenheid, en die wat onder sy vleuels skuil. Net terwyl ek hierdie week deur hierdie boodskap gewerk het, vriende, en vanmôre so weer eens deur het gegaan het om hierdie waarheid vas te maak in my hart, het ek daarin gedink, dat die woordjie goddelose, of goddeloosheid, of mense wat godloos is, eintlik iets is wat ons nie veel oor dink nie. As ons dink oor die gedagte of die woord goddelose of godlose, dan dink ons aan die rower, ons dink aan die dief, die verkragter, die moordenaar, en dan dikwels aan die korrupte politieke amptenare waarvan ons lees in die koerante en dan oor die televisie na kyk. Ons dink nie aan onsself as goddelose mense, as mense wat godloos is en mense wat boos in ons hart en in vyandskap teenoor die Here is nie. Nou vriende, wanneer ons kyk na hierdie woordjie goddelose, dan wil ek vir u noem vanmôre dat ons elkeen in hierdie kategorie val. En voor u nou 'n weerstandsbeweging begin en 'n optog hou en sê weg moet Gerard, weg moet hom. Hy raak goed van die kansel kwyt wat ons nie wil hoor nie en waarmee ons nie wil identifiseer nie. Wil ek vir u sê dat ek self onder hierdie kategorie of in hierdie kategorie val en ons moet vanmôre 'n bietjie hierdie Psalm dissekteer, uitmekaar haal, kyk wat Dawid al reeds in die Ou Testament verstaan het onder hierdie gedagte en hoe die Nuwe Testament dit vir ons uitbrei en hoe dit van toepassing is op ons vanmôre. U sien vriende, as ons kyk na die Bybel, dan sien ons baie duidelik dat nie een van ons word regverdig gebore nie. Nie een van ons word kinders van God gebore nie. En dis wat Dawid in hierdie Psalm vir ons en ook in ander plekke wil sê. Ons almal word sondaars gebore,
vyande van God, hoor nou, slegte nuus, met die duiwel as vader, wie se begeertes ons daagliks met hartelus doen. Mense sondig deesdae, asof sonde gaan ophou. Hulle doen hulle bes wanneer hulle sondig. Want die Bybel sê, ons word gebore as goddelose mense, weg van die aangesig van die Here, as vyande van die Here. En net om dit te bevestig, dat u nou nie dink, dat ek hierdie week goed uit my duim gesuig het, of te hard gewerk het, en miskien alles neer vanmôre nie. Kom ek lees vir u wat sê die Bybel, Psalm 58 vers 4. Afvallig is die goddelose mense van die geboorte af, die leenspreker dwaal van die moederskoot af. Nou dis 'n hartseer ding, wanneer 'n ouma die eerste keer haar kleinkind vashou. En sy kyk en sy sê, my engeltjie, is jy hier? Jou pragtige ding, jy lyk so onskuldig. En dan sal oupa stamp en sê, sy is gebore as 'n goddelose. Weg van die aangesig van God. Luister vriende, dis die realiteit. Die een ding is, ons geniet wat die Here ons gee. Die realiteit is, ons begin voor hulle geboorte al bid vir hulle, dat die Here hulle siele sal red. En as ons daardie klein gesiggie sien, wat God vir ons skenk uit genade, dan weet ons, God moet tussen beide tree om hierdie goddelose mens te red, wat in sonde en in ongeregtighede gebore is. Hierdie woordjie goddelose is die Hebreëse woordjie rasha, wat beteken ungodly. Met ander woorde, sonder God. Die woordjie beteken ook wicked, boos in jou wese. En dan is daar ook 'n betekenis wat sê hostile to God, in vyandskap teen God. Dink by jouself, ons word so gebore. Ons wil dit nie erken nie, ons wil dit nie insien nie, want ons dink ons word almal onskuldig gebore. Dawid sê vir ons, die woord sê vir ons, dat ons goddelose mense gebore word. Ons dwaal van die moederskoot af, Psalm 51 vers 7, kyk in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Jy kan miskien by jouself dink, luister, ek het nie vanmôre gekom vir uittrap sessie nie, ek het gekom vir goeie nuus. Ek wil hierdie ou met 'n blessing oor my uitspreek, dat ek prosperity kan hê. Dis nou die Afrikaans van 'n seën oor jou uitspreek om voorspoed te hê. Maar vir die Engelse mense het ek dit genoem. Die hele gedagte net is, die goeie nuus kom. Want as jy nie die slegte nuus verstaan nie, sal die goeie nuus nie sin maak nie. As jy nie verstaan, en ek verstaan nie, hoe goddeloos ons van ons geboorte af is nie, sal ons nie verstaan die goeie nuus, dat Jesus Christus vir ons kom sterf het nie. Jy sien, die meeste mense dink, hulle neem Jesus aan as 'n opsioneel ekstra in hulle lewe, om hulle lewe makliker te maak, terwyl die Bybel vir ons sê, ons moet eers besef hoe sondig, hoe boos, hoe vyhandig ons was teenoor God. En dat terwyl ons vyande van hom was, hy ons versoen het in Jesus Christus. Ons almal dink aan die man Job wat baie swaar gekry het. En vriende, ek het onlangs weer gelees wat Job alles verloor het in een dag. Ek kan my nie indink wat Job moes deurgaan nie. Job bly getrou aan die Here, maar hy sê iets baie belangrik in Job 14 vers 4, want jy onthou Job het 3 vriende gehad. Nou ek weet nie hoekom hulle noem hulle Job se 3 vriende nie. Want ek soek nie sulke vriende nie. Daai ouens was definitief nie vriende nie. Maar die gedagte is, terwyl hulle Job beskuldig dat hy sonde gedoen het, daarom sit hy in al hierdie elende, sê Job die volgende, hy sê, ag, kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine? En wat is die antwoord? Nie, een nie. Die grootste wonder wat God aan jou siel en aan my siel kan doen, is wanneer hy ons op hierdie punt uitbring, dat ons besef, ons is nie rein gebore nie, ons is nie kinders van God gebore nie. Toe ons by die nagmaalfond saam met ons ouers was, het die doopwater ons nie kinders van God gemaak nie. Dis die hele gedagte wat hier na vore wil kom. Jy sien, daar is predikers wat vir ons wil leer, en ek weet nie of jy dit gehoor het nie, maar ek hoor dit redelik gereeld. Predikers wat vir jou sê, jy moet kies of jy hemel of hel toe wil gaan. Nee. Die Bybel sê ek word gebore op pad waantoe? Hel toe. Ek word so gebore. My gesig is in die rigting van die poel van vuur, die tuiste van die duiwel, die vyand van God. En die Bybel sê ek word so gebore. Ek wil nie vanmôre vir u
hierdie slegte nuus so duidelik onderstreep met dubbellyne dat u sal verstaan die goddeloosheid waarvan Dawid in hierdie psalm praat. Romeine 3 vers 4 sê nie stellig nie, maar God moet waaragtig wees en elke mens leenagtig. Sodat geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in u woorde en oorwin as u gerig hou. Soos geskrywe is vers 10, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek praat hierdie week met 'n man, ons het bietjie loop en soek gespeel, jy weet mos daai sport, jy slaan jou bal, dan loop jy al die pad agter hom aan. As hy in die bosse kom, dan soek jy hom, tot jy hom kry en slat jy hom weer. Dan gaan soek jy hom weer, maar ons het loop en soek gespeel, en ek begin met die man oor sy siel praat op 'n stadium, en hy sê vir my, ek is ook 'n Christen. Hy sê, maar nou nie regtig 'n praktiserende Christen nie. Ja, ek weet nie, dis 'n nuwe kategorie vir my. Jy's of getroud of nie getroud nie, né? Jy's nie semi nie. Nou, hy was 'n semi-Christen gewees, en hy sê vir my, ek glo aan die goed, en ek weet ek gaan eendag voor God staan, ek gaan nie kerk toe nie, ek glo nie aan die hiernamaals nie, as jy dood gaan jy dood. En die hele gedagte wat na vore gekom het is, dat hierdie man homself amper regverdig het, in sy goddeloosheid met die gedagte, ek is ook 'n Christen. Ek glo ook aan Christelike beginsels. En dit wat die Here vir ons sê, niemand is regverdig nie. Al glo jy aan Christelike beginsels, hoe verdraai dit ook al mag wees, dit maak jou nie voor God rein nie. Vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Genesis 6 vers 5, die Here sê dat al die versinsels wat die mens in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was. Prediker 9 vers 3, die hart van die mensekinders is vol boosheid en dat dwaasheid in hulle hart is gedurende hulle lewe. Ek hoop u kan assosieer daarmee. Ek glo u kan assosieer daarmee. Want vriende, ons is sondaars. Ons is goddeloses gebore. Ons is in vyandskap gebore. Die Bybel sê ons is ungodly, sonder die Here. En nou sê die Bybel vir ons daar in Romeine 3 vers 10, daar is niemand regverdig nie. Vers 11, daar is niemand wat verstandig is nie, niemand wat God soek nie, almal het afgewyk, saam het hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hierdie goed doen, vriende, gaan nie oor om vir 'n tannie te help pakkies dra oor die straat en die algemene dinge wat ons doen, deurdat ons dit geleer het by ons ouers nie. Hierdie praat van geestelik. Geestelik is ons dood. Ons is nie in staat om goed te doen nie. Daar is altyd 'n sondige neiging in ons harte. Hoor wat sê vers 13 tot 18, ek lees vir u hoe beskryf die apostel Paulus die goddelose mens van sy geboorte af. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, haastig is hulle voete om bloed te vergiet, verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Vriende, wat die kerk deesdae gedoen het en wat die kerk besig is om te doen, om hierdie goddelose mense 'n nuwe baadjie aan te trek en te sê, jy's nie so sleg soos jy dink jy is nie. Jy's nie so boos soos jy dink jy is nie. Jy's eintlik 'n goeie mens, jy moet dit nog net erken. Ek wil vanmôre hier uitbring by die punt dat die goddelose is van die geboorte af in vyandskap teen God. In ons woorde, in ons dade, in ons optrede is ons goddeloos, en alvorens ons dit nie verstaan nie, kan ons nie genade en vergifnis verstaan nie. En nou het ek die Dordtse leerreël saamgebring, u kan miskien nou dink, jy nog nie genoeg vir ons te sê, wat goddeloosheid beteken nie, hoe ver gaan hy het nog dryf? Ek het so 'n paar teoloë saamgebring, hulle het hier by die synode van Dordrecht, 16, 18 en 19, toe die remonstrante opgestaan het. Die remonstrante is nou die Arminiane, selfe tipe mens. Arminiane is mense wat sê, die mens in sy wese is eintlik goed, die mens in sy wese kan eintlik 'n geestelike keuse maak, en daar is eintlik soveel goedheid nog in hulle, dit moet net ontgin word, dat hulle kan besef, dat die Here ook hulle redder is. Die manne van hierdie synode in Dordrecht, het die gedagte kom deurgee, en hulle sê daar in hoofstuk 3, u kan dit van die internet gaan aftrek, die 3 formuliere van enigheid, sê vir my, nou het ek genoeg gepraat, noem vir my die 3 formuliere van enigheid, Heidelbergse katekisme, Dordtse leerreëls, en die Nederlandse, of
die Nederlandse geloofsbelijdenis, nee, dis die 3 formuliere waarvan ons het onderskryf. Hoofstuk 3 van die Dordtse leerreël sê, die mens is van die begin af na die beeld van God geskaap. Ons almal stem daarmee saam, ons sê prys die Here. Verstandelik was hy toegerus met ware en heilsame kennis van sy Skepper en van geestelike sake. In sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus. En sy hele gesindheid was suiwer. Hy was dus volkome heilig, pratende van Adam en Eva voor die sondeval. En dan kom die woordjie maar in. Dis is die ou wat by die meisie stop, hy sê, hoe gaan dit met jou? Sy sê, het gaan goed. Maar ek wil vir jou iets sê. En hy sê, wat? Bye. En dis dieselfde gedagte hier, ons was heilig, ons was sondeloos geskape, maar toe gebeur daar iets. Sondeval. Maar deur die ingewing van die duiwel en uit sy eie vrye wil het hy hom van God losgeskeer en homself van hierdie uitnemende gawes beroof. Daarenteen het hy in die plek daarvan oor homself gebring blindheid, verskriklike duisternis, ydelheid, verdorwenheid, van verstandelike oordeel, boosheid, rebellie en hardheid van sy wil en hart, sowel as onsuiverheid van sy hele gesindheid. Net soos die mens na die val was, so was ook die kinders, wat hy voortgebring het as verdorwene of goddelose, het hy verdorwe of goddelose kinders voortgebring. En hoor nou, alle mense word daarom in sonde ontvang, en as kinders van die toren gebore, onbekwaam tot enige iets goed, wat sou kon salig maak, geneig tot die kwaad, dood in die sonde en slawe van die sonde, sonder die genade van die Heilige Gees, wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer, of hulle verdorwe natuur verbeter of onderneem, om dit te verbeter nie. Ek vra vir jou, hoeveel keer het jy al die evangelie met mense gedeel? Sê gou vir my, met jou familie, 20 keer, 50 keer, 100 keer, as jy al die verskonings moet opteken in 'n boek, het jy 'n bestseller, kan jy aftree, al die verskonings, hoe ek nie, en waarom ek nie 'n kind van God moet word nie. Waarom nie? Want hulle kan nie. Hulle hart is verduister deur sonde. Ons is ungodly gebore, goddeloos gebore, in vyandskap teenoor God gebore. As iemand nog so 10 minute gee, dan gaan ek by die punt uitkom. Maar u moet sien wat ek bedoel by die gedagte van goddeloosheid. En nou kom ons by Psalm 36 uit, en ek is nog nie klaar met die goddelose nie. Hierdie was net die inleiding. Hoor beskryf Dawid die goddelose mens se verdorwenheid. Psalm 36 vers 1. Dawid die knegt van die Here, in die binneste van sy hart sê die oortreding aangaande die goddelose, daar is geen vrees voor God, van God voor sy oë nie. Want dit vlei hom in sy oë in verband met die uitvind van haat en skuld. Die woorde van sy mond is onreg en bedrog. Hy laat na om verstandig te wees, om goed te doen. Hy bedink onreg op sy bed. Hy gaan staan op die weg wat nie goed is nie, wat sleg is, verfoei hy. Kom ons vat gou saam. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, niemand van ons is regverdig gebore nie. Niemand van ons is kinders van God gebore nie. Ons dwaal van die moederskoot af, die goddelose dwaal van die moederskoot af. Ons het geen aptyd in onsself na God nie. Almal het gesondig, dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hoor hoe brei Dawid dit uit hier in Psalm 36. Die eerste ding wat hy sê, die goddelose se hart mislei hom. Die goddelose se hart mislei hom. Psalm 36 vers 2. In die binneste van my hart sê die oortreding aangaande die goddelose. Nou vriende, ek het so 'n bietjie gaan kyk na hierdie gedagte van hierdie hart, die gedagte van die hart. Wat Dawid vir ons eenvoudig hier wil sê, vriende, is dat die probleem in sy tyd, die probleem in ons tyd is, en wat is die probleem in ons tyd, wat ook in sy tyd was, is dat die mens op hulle eie hart en op hulle eie vermoë steun. In Dawid se tyd was dit net soos in ons tyd, waar mense vir jou sê, just follow your heart. En dan wys hulle so na die ou dingetjie wat bloed pomp. En dis nie die hart wat jy moet volg nie. Hierdie hart pomp bloed. Of jy nou 'n varkse hart insit, hy sal bloed pomp. Die gedagte is net jou verstand. Hulle praat eintlik maar van jou emosie. Volg net hierdie emosie. En ek het so 'n bietjie op die internet gaan kyk en bietjie gekyk, is hierdie waar wat Dawid sê, dat in sy tyd het hulle die hart gevolg en hulle het gedoen wat hulle hart vir hulle sê om te doen. En toe het ek 'n paar aanhalings saamgebring. Kom ek lees gou vir u wat sê hierdie klomp mense sonder verstand.
Hulle volg hulle harte. Die een sê, there is no path to success. Everyone constructs their own path. The important thing is to follow your heart. Nou ek kan vir jou menigte jong mense vanmôre hier bring, wat hiervoor gaan staan en getuienis gaan lewer, toe hulle standaard 8, 9 matriek was, het hulle hart gevolg. Die long, tall, dark and handsome jong seun wat eers span rugby gespeel het, wat hulle liggame gesoek het, en niks met hulle te doen wou gehad het nie, het hulle in die bed gekry, en nou is hulle lewe verwoes, but I followed my heart. Nou begin die verstand inskop, en hulle kom agter, hierdie man het my gesoek, vir een rede, en nie vir hierdie liefde wat ek oor hom wou uitstort nie. Daarom die gedagte, ons moet ons hart volg. Selfs in Dawid se tyd, my hart sê die oortreding, die hart van die goddelose is altyd, volg jou hart. Volgende aanhalingkie, sal sien ek het 'n gesiggie wat daar hartseer is. Ek wil eintlik 'n kopbeen daar gesit het, dog ek nie, terwille van die kinders. Ek wil nou nie 'n beperking op die boodskap sit, vir wie man luister nie. Maar dit is eintlik 'n doodsvonnis om jou hart te volg. Een van dit wat ek gelees het, I'm here to spread a message of hope. Nou hoor hierdie hopeless message van hoop. Follow your heart. Don't follow what you've been told you're supposed to do. Dis die tyd waarin ons leef, die tyd waar Dawid ingeleef het. Die Here sê vir hulle, hier is my verordeninge, hier is my gebooie, volg dit. En die volk sê, nee, ons kyk na die heidene. Hulle lyk so gelukkig in hulle afgodediens. Kom ons volg ons hart. My hart voel so bly. My hart voel so goed. My hart voel so reg wanneer ek hierdie boosheid doen. Moenie jou hart volg nie. Die grootste fout wat jy kan maak. Die laaste ene, from my own experience. Heel moontlik was hierdie ding geskryf deur 'n laaitjie van 16. Hy het 'n diep fontein, 'n see van ondervinding waar hy uitskep. Maar hulle skryf en almal lees dit en hulle post dit op hulle statusse en oralste, from my own experience. I want to say that you should follow your heart. Hoor nou, and the mind will follow you. Believe in yourself and you will create miracles. Dawid sê, die goddelose volg hulle hart. Die goddelose wil nie sy verstand gebruik nie, want God gebruik die woord om jou verstand te onderrig, om jou te wys dat jy eintlik in vyandskap teenoor God gebore is. Markus gee vir ons so 'n bietjie sanity, gee vir ons so 'n bietjie lig op hierdie 3 aanhalings wat heel pateties is. En hierdie man skryf, hy sê, want van binne uit die hart van die mense kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord. Al hierdie booshede kom van binne uit die hart en maak die mens onrein. Die oomblik as jy hoerery pleeg is omdat jou verstand dit bedink het. Jy het planne begin maak om dit in uitvoer te bring en dan al die ander sondes, moord en al hierdie sondes wat daarmee gepaard gaan. Dit kom van binne uit ons bose en goddelose hart. Begin jy al agterkom dat u en ek goddelose mense is? Dis hoe ons gebore word. Dis die staat waarin ons verkeer van ons geboorte. Die tweede ding wat Dawid sê in hierdie Psalm, daar is geen vrees vir God nie. Psalm 36 vers 2, daar is geen vrees van God voor sy oë nie. Hierdie man saam met wie ek loop en soek gespeel het, sê vir my, ek sal maar eendag voor die Here gaan staan en ek sal maar seker maar moet rekenskap gee. Daar's geen vrees vir God nie. Luister vriende, ons in Suid-Afrika sit met 'n geweldige probleem. Ons het geld, ons het gemak, ons te valse gerusheid. Omdat ons vanmiddag na huis toe kan gaan en die skaapbout uit die oond uithaal en lekker saam eet en 'n middagslaapie gaan vat en later 'n roomhuis by Wimpie of waar ek al gaan eet, dat goed gaan met my siel. Luister, die Bybel sê vir ons baie duidelik, die goddelose mens is nie bekommerd oor die dag van oordeel nie. Hulle vrees God nie. Hulle het hierdie valse gerusheid omdat hulle seëninge het op tydelike gebied, dat hulle nie nodig het om die dood te vrees of God te vrees nie. Jy sal onthou ons het Romeine 3:18 net aangehaal nou. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Dis die probleem waarmee die mens sit. Die derde gedagte wat Dawid hier noem, hy vlei homself in sy boosheid. Want dit vlei hom in sy oë in verband met die uitvind en haat van sy skuld. Ek wil nou nie die lelike woord gebruik nie, maar ek was 'n ou groot bek gewees in my ongeredde tyd. En die ongereddes is groot bekke. Hulle spog oor die dronkenskap van gisteraand.
en die meisie wat hy in die kooi gehaat het, en die diefstal by die werk wat hy gepleeg het, hulle spog oor hulle sonde, hulle vlei hulle self, dat hulle boosheid eintlik 'n oorwinning was. Dis iets wat ek gedoen het en niemand kan iets daaroor sê nie, hulle het my nie gevang nie. Die Engelse praat van die woordjie flatter. He flattered of himself in his own eyes, that his iniquity will not be found out and be hated. 'n ander vertaling sê, they liked themselves too much to hate their own sins, or even to see them. Ek sien dikwels hulle het hierdie Mighty Men konferensies waar die duisende saamstroom en om Angus daarvoor met sy cowboyhoed staan en vir die manne sê ons moet nou nader tot God. En dan loop hulle daar vandaan en hulle gaan voort in hulle goddeloosheid en daar's geen verandering in hulle siele nie. Dis hoe goddeloos ons is. Ons hoor die waarheid, ons sien die waarheid, ons vlei onsself en ons sê ons sonde sal nie uitgevind word nie. Die vierde gedagte wat Dawid hier noem, sy woorde is vol boosheid. Psalm 36 vers 4. Die woorde van sy mond is onreg en bedrog. Hy laat na om verstandig te wees om goed te doen. Psalm 14 vers 1 sê, 'n psalm van Dawid, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie, sleg, afskuwelik maak hulle hul dade, daar is niemand wat goed doen nie. Het jy al geluister as goddelose mense praat? Onthou u hoe u gepraat het, hoe u goddeloos was? Hoe lyk u spraak vandag? Die goddelose mens, sê die Bybel, is in sy boosheid vasgevang, en Dawid beskryf dit hier vir ons puntsgewys. Hoe lyk die hart en lewe en optrede van die goddelose? Die laaste gedagte, en dan gaan ek by die goeie nuus uitkom. Skep moed, daar is ook goeie nuus vanmôre. Vers 5, hulle is altyd besig om goddeloosheid uit te dink. Die goddelose is lief vir dit wat sleg is. Psalm 36 vers 5, hy bedink onreg op sy bed, hy gaan staan op 'n weg wat nie goed is nie, wat sleg is, verfoei hy. Dawid sê, in die nagwake dink ek aan die Here, en die môre as ek opstaan, versadig hy my. Dis die kind van God se gedagte, die goddelose lê op sy bed, en hy dink by homself, daai ou wat my gister te nagekom het by die werk, hoe gaan ek hom te nakom? Hoe gaan ek hierdie ou terugkry, dubbel teruggee, wat hy vir my gegee het? Die goddelose dink aan daai ding by die werk, of daai ding wat hy wil steel, of daai ding wat hy wil doen, of daai meisie wat hy wil hê. Daar is nie 'n gedagte van God nie. Hy dink goddeloosheid uit, sê die Bybel. Micha 2 vers 1 sê, wee die wat onreg uitdink en kwaad smee op hulle bedde. Naam 1 vers 11, hulle gaan so ver, sê die Bybel, dat hulle teen die Here kwaad beraam. Luister wat ek vanmôre vir u sê, en as u dit hoor, dan is ek dankbaar, en as u dit ter harte neem, is ek meer dankbaar, en as u vanmiddag op u bed daaroor gaan dink, sal ek die dankbaarste man op aarde wees. En dis hierdie gedagte, vriende, as Suid-Afrika vandag God kan elimineer, ontslae kan raak van God, dan doen hulle dit. Want ons wil vryheid hê, en ons dink vryheid lê, dat daar geen grense is, daar's geen oppergesag, daar's geen wetgewing nie. Ons dink vryheid lê in elkeen maak en doen, wat sy bose gedagte vir hom sê, om te maak en te doen. Dank God vanmôre, dat hy op die troon sit, dank hom, dat daar 'n regering is, dank hom, dat daar 'n mate van wetgewing is, want as elkeen aan sy goddeloosheid oorgegee word, was u en ek vanmôre nie hier nie. Was dit dood en moordslag en verkrachting en rowe, en u kan al die dinge daarby byvoeg. Die Bybel sê die goddelose beraam, hoe kan hulle ontslaa raak van God? Die einde van die tyd sal hulle anti-kris, sal hulle as God aanstel, 'n mensgemaakte God wat hulle uitdink. Die Bybel sê vir ons in Ester 5 vers 14, onthou u van Mordegai en Haman? U het seker al die verhaal gelees, vriende. Hulle is altyd besig om boosheid uit te dink. Haman is tweede in bevel van die koning, Mordegai is die oom van Ester. Ester is in hierdie posisie vasgevang. En die Bybel sê as Haman uitgaan, hierdie tweede in bevel van die koning, Ahasveros, het almal voor hom gebuig, behalwe Mordegai. Mordegai was 'n doring in sy vlees. Wat doen Haman? Hy bedink boosheid teen Mordegai. En hy sê, ek gaan 'n galg maak. En sy familie sê vir hom, go for it. Ons het hierdie week gelees in die boek Deuteronomium, as jou familie boosheid wil doen, en jy ondersteun hulle daarin, sal God sy oordeel bring.
Luister, dis hoe goddeloos ons harte is. Ek wil net so ietsie as 'n voetnota hier ingooi, en ek wil nie die boodskap op 'n syspoor sit nie, maar as jou kind, en dit gebeur al hoe meer, sê ek is nie meer Kosie nie, ek is nou Kobie of wie ook al. Kobie, nee, dis ook 'n mansnaam, né? Kom ons sê Kosie en ek is nou ewe skielik sê Kotie. Wat moet ek maak? Die meeste sê nee, kom ons ondersteun hom. Kom ons ondersteun hom in sy sondige praktyk, want hy moet wees wat die Here wil hê hy moet wees. Het jy dit al gehoor? Ek wil u vra vanmôre dat u nie die goddeloosheid sal ondersteun nie, want die goddeloses is besig om op hulle beddens al hierdie boosheid te bedink. Hoor wat sê die Bybel, wat het gebeur met Haman en Mordegai, sê vir my? Sê, hoor nou wat gebeur. Toe hy hierdie boosheid bedink teen Mordegai om hom aan hierdie galg te hang, het Haman later aan hierdie galg self gehang, omdat God self die oordeel gebring het. Die goddelose mense bedink boosheid op hulle bedde. Wat het jy gisterand bedink voor jy gaan slaap het? Ek vra jou. Wat het jy vanmôre bedink toe jy opgestaan het? Wat het jy hierdie week bedink? Waarmee was jou gedagtes gevul? As dit met boosheid is, dan wys dit dat jou hart voor God nog nie verander het nie. En nou sou die goddelose aan homself oorgelaat word, sou daar geen hoop op redding en verlossing gewees het nie. Nou kom ons by die goeie nuus. Is u reg? Sien jy kans nog vir 'n paar minute? Anders kan jy opstaan. Ons moet Psalm 36 in sy volheid verstaan. En as ons nie die slegte nuus van goddeloosheid verstaan nie, kan ons nie die goeie nuus verstaan wat ons nou gaan bring nie. God se goedertierenheid in Psalm 36. Die goddeloosheid word beskryf in hierdie 5 punte. Nou kom Dawid by die goedertierenheid uit. Psalm 36. O Here, u goedertierenheid is tot in die hemele. U trou tot in die wolke. U geregtigheid is soos die berge van God. U oordeele is 'n groot watervloed. Here, u behou mense en diere. Hoe kosbaar is die goedertierenheid, o God. Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van u vleuels. Wat wil Dawid vir ons kom sê, vriende? Ek lees vir u in die Engels. Thy loving kindness, O Jehovah, is in the heavens. Thy faithfulness reaches unto the sky. Hierdie gedagte van, ons kan nie God se goedertierenheid begryp nie. Waarom sal hy aan sondaar mense belangstel? Waarom sou hy beskik dat u vanmôre saam met my in hierdie kerk is? Omdat ons goed is? Omdat ons besonder is? Nee. His loving kindness, sy goedertierenheid oor ons lewe. 'n Ander vertaling sê, your mercy, O Lord, is in the heavens, and your strong purpose is as high as the clouds. Kyk of my 'n Nuwe Testamentiese vers wat hierdie mooi verduidelik van God se goedertierenheid. Die bekendste vers in die wêreld. Johannes 3 vers 16 en 17, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Luister, as Dawid se Psalm gesluit het by hierdie werke van die goddelose mens, en daardie goddelose mens is sonder hoop in hierdie wêreld gelaat tot die dag van sy sterwe, het ons almal die poel van vuur beerwe. Maar, hierdie maar is vir ons positief, maar God se goedertierenheid is so groot, en dit reik tot aan die hemele. Dis ondeurgrondelik, hierdie goedertierenheid van die Here. Vriende, nou weer gou net ietsie oor die Heidelbergse, oor die Dordtse leerreëls. Die eerste deel het vir ons gesê hoe ons in goddeloosheid verval het, en nou God se goedertierenheid in ons redding, hoofstuk 3 van die Dordtse leerreëls. Wanneer God sy welbehae in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware bekering in hulle werk, dan laat hy die evangelie, hoor nou, nie net uiterlik aan hulle verkondig nie. Hy verlig ook nie net hulle verstand kragtig deur die Heilige Gees, sodat hulle die dinge van die Gees van God reg verstaan en onderskei nie, maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees, wat die wedergeboorte skenk, dring hy ook deur tot in die binneste deel van die mens. Hoor nou, open hy die geslote hart, versag hy wat hard is, en besny hy wat onbesnede is. In die wil stort hy nuwe eienskappe in, en maak die wil, wat dood was lewend, wat sleg was goed, wat onwillig was gewillig, en wat ongehoorsaam was gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil, sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke dra. Luister,
Waarom sou hierdie susters en van ons broers uitgereik het gister na kinderhuis toe? Waarom? Waarom sou hulle vir hierdie kinders die evangelie oor 'n jaar lank gebring het? Waarom sou hulle geskenkies vir hulle gegee het? Hulle oorlaai het met liefde. Waarom? Want God het hulle slegte harte lewend kom maak, nuut kom maak, kom verander. Dis die goeie nuus. Ek vra nie vanmôre vir jou, probeer jy 'n goeie kind van die Here wees nie. Ek vra jou, is jy 'n kind van God en werk God se goedheid in jou lewe uit na buite? Want u sien, die een is 'n werk wat ek gedoen het en wat ek probeer in stand hou. Die ander een is 'n werk wat God gedoen het en in stand sal hou. Klaagliedere 3, en ek moet nou 'n bietjie vinniger deurgaan. Ek sien iemand het 'n nuwe battery in haar horlosie gesit. Moenie omkyk nie, is nog ver, né? Daar's nog baie tyd oor. En as jy afkyk, weet ek jy kyk na vir jou horlosie. Klaagliedere 3:20. As my siel terdee daaraan dink, buig ek hom neer in my. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Waarom sal ek hoop? Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut, u trou is groot. U lewe kan miskien vanmôre uitmekaar val. U kan miskien vasgedraai wees in sonde. U kan miskien wonder waar en wanneer gaan die uitkoms kom. Dan wil ek vir u sê, God se barmhartighede is nuut elke môre. Roep na die Here, sê Here, ek is goddeloos. Ek is ungodly. Ek is verwyderd van u aangesig. Maar dankie vir die goeie nuus van u goedertierenheid wat in Jesus Christus ook aan my verskyn het. Red my siel uit genade. Mense vra die vraag, as God se goedertierenheid dan so groot is, sy liefde tot die mens verskyn het in sy seun Jesus Christus, dan vra hulle my so half amuseer en dan vra hulle my, nou waarom gaan so baie dan hel toe? Ek het vir jou antwoord, 'n Bybelse antwoord. Ek lees vir u net verder. Ons het nou Johannes 3:16 en 17 gelees. Hoor wat sê vers 18. Hy wat in hom glo, ek vra jou, het jy al geglo? Het jy al geglo dat Jesus Christus die Seun van God is, God wat mens kom word het, wat 'n sondelose lewe gelei het, aan die kruis gesterf het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê? Het jy dit al geglo? Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. Ek wil vanmôre vir jou die slegte nuus gee. As jy hier sit en jy's ongered, is jy alreeds onder God se oordeel. Daarom vlug vir jou lewe. Daar's een plek waartoe jy kan vlug, vlug na die kruis. Vlug na Christus. Hulle is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En hoor nou wat is die oordeel? Dat die lig Christus, die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie. Sy werke nie bestraf mag word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig sodat die werk openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ek vertel net gou vir u vinnig die verhaal voor ons by die laaste gedagte kom. Klompie jare gelede het ek 'n man gaan besoek, sy pa en ma vra my, kom besoek my seun, jong man in sy vroeë 30's. Ek kom maar aan 'n baie aantreklike jong man, in die vleur van sy lewe. En ek kom sit daar in die sitkamer en ek sien iets is nie wel met hom nie. Ek sien iets is nie goed met hom nie. En hy so half op sy senuwees en hy, en die volgende oomblik hoor ek daar by die hek is 'n kar en hy's daar uit en hy's weg en sy ma sê vir my, het so gehoop hy bly dat jy met hom kon praat, dis my seun. Hy het vigs op gedoen. Hy's besig om te sterwe. Hy het in homoseksualisme verval. En hoor nou wat sê sy vir my, sy sê vir my, ek sit die boodskappe aan dat hy kan luister. Dan gaan sit hy in die hoek van die kamer en hy begin skree. En hy gryp sy kop vas en hy sê, sit af, ek wil nie daarna luister nie. Hierdie man is 'n paar weke later dood en ek het hom begrawe en ek het die vyandskap opgemerk van die mense wat die begrafnis bygewoon het. En dis presies wat die Bybel sê, hulle het die waarheid geken. Hulle het van Christus geweet. Hulle het hierdie waarheid verwerp, want hulle die duisternis liewer as die lig. Daarom vanmôre wil ek vir jou sê, mense gaan hel toe, omdat hulle nie in God wil glo nie. En dit bring ons vriende by die heel laaste gedagte, die kersie op die koekie, weet ons bak elke Sondag 'n koek. Ons het nou al die goed by mekaar gegooi, die koek was nou in die oond gewees, by punt 2, hy het nou uitgekom. Heerlike vlakkoek, en nou gaan ons die
versiersuiker oorsit met die kersie op die koek. Die oneindige seëninge vir die wat God se goedertierenheid gesmaak het. Vriende, luister, jy kan vir my die geld in die wêreld gee. En jy kan vir my sê, Gerard, dis alles gaan terug na die sondige lewe wat jy gehad het toe jy in die polisie was. En ek sal vir jou sê, hou jou geld. Hou jou besit. Ek stel nie belang nie. Waarom sal ek om uit 'n asblik te eet verruil vir 'n 3-gang maaltyd wat my meester vir my elke dag gee uit sy woord? Waarom sou ek teruggaan na die varkbakke van die wêreld? Ja, soms sondig ons nog, dit is so. Maar ons kan ons nooit weer begewe in daardie sondige lewe nie. Waarom nie? Want die oneindige seëninge vir die wat God se goedertierenheid gesmaak het, word in hierdie Psalm deurgegee. Hoor wat staan daar? Is u nog reg? Is u nog wakker? OK. 50-50. As die ou lansie omval, tel hom net weer reg op. Vers 9. Hulle verkokel aan die vettigheid van u huis. En hulle laat hulle drink uit die stroom. U laat hulle drink uit die stroom van u genietinge, want by u is die fontein van die lewe, en in u lig sien ons die lig. Laat u goedertierenheid voortduur, die woordjie voortduur, gaan ons na kyk vir die wat u ken, en die geregtigheid vir die opregtes van hart. Die Engels sê dit so mooi, they shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou will make them drink of the river of thy pleasure, of pleasures. Baie interessant, volg hou saam, hier moet nie mis nie. Dit was vir my nogal 'n openbaring toe ek dit nagevors het in die oorspronklike taal. Hierdie woordjie genietinge, die woordjie pleasures, is die Hebreëse woordjie Eden. Eden, waar laat jy jou dink Eden? Die tuin van Eden, die paradys. Hierdie woordjie, die genietinge, is dieselfde woordjie Eden. Dit beteken pleasure, delicate, delight, luxury, finery. En Dr. Warren Wiersbe sê, when you dwell in God, you are in paradise. Luister, die wêreld kan nie meer jou so aftrek, dat jy die wêreld kies in plaas van Christus, as jy aan hom behoort nie. Sy genietinge, die wonder van Christus, en sy heerlike aangesig, en sy waarheid in sy woord, is vir jou net prysloos. Jy kan nie dit verruil weer vir die wêreld nie. Psalm 16:11, u sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor die aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. Psalm 63 vers 6, soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe, as ek aan u dink op my bed in die nagwake oor u pyns. Wat kom jy agter, wat is die verskil hierso? Die goddelose dink op sy bed goddeloosheid uit. Die kind van die Here sê vir ons, hy dink op sy bed aan die Here. Daar is hierdie klemverskuiwing. Eers die sonde, nou Christus. Kosbaar om hierdie waarhede te sien. Vers 5 van Psalm 65. En ek is amper klaar, skep moed. Die kerel kook nog nie. Hulle sal my roep as die kerel kook. OK, en dan kan ons koffie gaan drink en saam kuier. Maar asseblief moenie mis wat ons nou sê nie. Dis die kersie op die koek. Welgeluksalig is hy wat u uitkies en laat naderkom, dat hy kan woon in u voorhoewe. Ons sal versadig word met die goeie van u huis, die heiligheid van u paleis. Ek gaan afsluit, vriende. Die kind van die Here vind nie sy genietinge so seer in die dinge wat die Here gee nie, maar in die gewer self. Wanneer laas het jy opgewonde geraak oor Christus? Ek hoor mense sê, die Here het my gebless met 'n nuwe kar en 'n nuwe huis en nuwe meubels en 'n nuwe goen aan my vinger. Lekker ryk. Ek het hierdie ding gekry met die bonus wat ek gekry het by die werk, of miskien een of ander ding wat uiterlik is, maar ek hoor min van hulle vir my sê, ek versadig en ek verlustig my in die persoon van Jesus Christus. Die een wat sy lewe kom gee, die onskuldige lam, wat in die plek van die skuldige sondaar kom sterf het. Die een wat 'n sondelose lewe geleef het, wat goed gedoen het aan ander. Ek het vanmôre geluister na 'n boodskap van Ligonier Ministries, Dr. R.C. Sproul, hulle oor die gedagte van gawes van die Gees, en wat hy daar gesê het is, ons gawes van die Gees word ontwikkel, na mate ons nader aan mense beweeg, en ons sien die behoefte van mense raak, en ons is soos ons Here Jesus om te gee van onsself en van wat ons het, sodat ons sy naam kan verheerlik in ons lewe. Die gedagte, vriende, ons verheug ons in ons gewer van redding, van
hierdie genietinge, van hierdie gawes, van alles wat hy ons gee. Psalm 36:10, want by U is die fontein van die lewe, in U lig sien ons die lig. Mense soos, 'n ou gee jou 'n half liter botteltjie water en sê, wil jy die botteltjie water hê, of wil jy daai vars fontein water hê, wat jy altyd by kan kom skep, en die meeste sê, gee my die botteltjie, gee my net die botteltjie, ek's tevrede. En daarom gaan die meeste na God se ewige oordeel toe, want hulle wil nie by die fontein van lewende waters kom drink nie. Jesus sê in Johannes 7:37, op die laaste dag van die groot fees, het Jesus gaan staan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, as jy nie vanmôre besef, en die Heilige Gees jy nie oortuig van jou geestelike toestand, dat jy dors het nie, sal jy die botteltjie kom vat, jy sal die fontein los. Daarom, daar in jou binneste, as jy vanmôre nog nie vrede met God het nie, as jy vanmôre besef jy's onder God se oordeel, roep en sê, Here, ek wil kom drink. Laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Die Here sê in Johannes 8:12, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Luister, bring vir my een man hier voor of een vrou, wat in die duisternis wandel, dat hulle my kan vertel wat se vreugde en wat se geluk hulle gesmaak het in die duisternis. Daar's altyd die verraad, daar's altyd die skuldgevoel, daar's altyd die beskuldigings, daar's altyd die verwydering, die argumente, die geveg, innerlik en dan ook uiterlik wat daar is. Daarom, kom na Christus, dat hy vir jou lewe kan gee, dat hy jou dors kan les, dat hy jou uit die duisternis kan haal, en oorbring na sy wonderbare lig. Maar 'n laaste ding wat Dawid hier uitwys, dat die Here ons nie halfpad sal los nie. Die werk wat hy begin het, sal hy voleindig. Hoeveel van u het al in hierdie week gevoel, maar ek gaan dit nie maak nie. Ek is geestelik net te swak. Dan wil ek vanmôre vir jou kom moed gee, en vir jou vra om moed te skep, dat die Here ook vir ons die belofte gee, soos Dawid het ook gesien het, hy sê, laat u goedertierenheid voort. Hierdie woordjie voortduur beteken, laat dit nooit ophou nie. Dawid kom maak 'n stelling en hy sê, hulle wat aan Christus behoort, wat sy goedertierenheid gesmaak het, kan seker wees daarvan, dat sy goedertierenheid sal voortduur. Dit sal nooit ophou nie, en sê ek Sondag, dit sal voortgaan. Want u sien, die Heilige Gees sal in jou hart berou en belydenis werk. Psalm 36:11 in die Engels sê, oh, continue thy loving kindness unto them that know thee, and thy righteousness to the upright in heart. Jare terug toe ek so stoei oor my saligheid, Here, ken ek u nie. Ek onthou daar die oggend, die 23ste April 19, nou is ek tussen 90, 98, sien bietjie disleksies, maar ek kom maar by uit, 98. Ek daar in my binnekamer en ek kom op 'n punt, ek sê, Here, hierdie twyfel is besig om my op te vreet. Want jy sien, ek kyk so na my sondigheid, en ek kyk na, hier het ek miskien iemand nie vriendelik gegroet nie, en daar het ek miskien iemand nie reg behandel nie, en dit is verkeerd, ja, maar nou twyfel ek aan Christus se werk wat hy vir my gedoen het. En daardie oggend in my stilte tyd was hierdie my gedeelte wat ek moes lees, en tot vandag toe skep ek moed in hierdie waarheid dat sy goedertierenheid sal nie ophou nie, dit sal voortduur. As ek te midde van benoudheid wandel, behou u my in die lewe, u steek u hand teen die toren van my vyande, en u regterhand verlos my. Die Here sal dit vir my voleindig, u goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid, laat nie vaar die werke van u hande nie. Nou daai oggend het ek so half Pinkstervoete gekry, 'n opgewondenheid gehad in my siel, en die oom wat langs aan gebly het vir my gesê, Gerard, ek het vanmôre gehoor, dat jy eintlik maar sekere dankbaarheid in jou hart gehad het, ek kan nie sy presiese woorde onthou nie, maar die aanbidding van die Here, toe hy hierdie waarheid vir my deurgee, dat hy nie 'n werk begin en dit los, en dan weer begin en los nie. Hy voer dit deur, it continue, dit hou aan. Hy wat 'n goeie werk in ons begin het, sal dit voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Johannes 17:12, die Bybel sê, toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar, oor die wat u my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Ons is klaar, vriende, glo dit of nie, we are finished. Goddelose,
God se goedertierenheid, en die wat onder sy vleuel skuil. Die mense verdorwenheid of goddeloosheid, vriende, jy het dit vanmôre gesien, ons word almal so gebore, een ek is daaraan onderworpe. God se goedertierenheid in sy reddende genade wat ons uit ons sondige toestand kom haal, en dan die oneindige seëninge vir die wat God se goedertierenheid gesmaak het. Ek wil afsluit net met hierdie aanbidding wat die psalmdigter gee. Hy sê, loof die Here o my siel. En alles wat binne my is, loof sy heilige naam, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenhede of goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Ek wil afsluit deur vir u te sê, as u nie opgewonde raak oor hierdie waarheid nie, is daar niks om oor opgewonde te raak nie. Niks in hierdie wêreld kan jou so 'n groot opgewondenheid gee, soos die feit dat die Here jou uit die duisternis kom oorbring het na sy wonderbare lig, van 'n helleling na 'n hemeling, van 'n sondaar na kind van God, op pad hel toe, nou op pad hemel toe. Dis die waarheid van Psalm 36. Die vraag wat jy vanmôre moet beantwoord, is jy nog in die kategorie van die goddelose? Jy weet en God weet. Ek vra jou vanmôre, het jy sy goedertierenheid al gesmaak? Of is jy vanmôre nog steeds besig om teen die prikkels te skop en te sê, ja maar, die Here het my hier te nagekom, en daar het hy ding oor my pad toegelaat wat ek nie van hou nie, en hierdie ding het hy nie vir my laat uitwerk soos ek graag wil hê nie. Vergeet daarvan. Hy is die redder. As jy sy redding gesmaak het, vra ek jou vanmôre, geniet jy hierdie aanhoudende, voortdurende goedertierenheid van die Here? Mag dit so wees, en mag dit 'n loflied in ons harte na vore bring. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie groot waarhede. Ons bid, seën en heilig dit aan ons harte. Help ons om Psalm 36 met nuwe oë te lees, en die waarhede daarin raak te sien, om u te verheerlik in alles. Here, ons loof u, en ons prys u wonderlike naam. Amen.